Goeiemôre, good morning. Hartlike goeiemôre. Ons is so bly julle het besluit om weer eens hierdie oggend saam met ons te begin. Absolutely. It's another chilly morning here in Pretoria, but Thys doesn't seem to mind because he loves cold, hard cash. Môre Thys? Hoorie so nee. Wat was daai Steve Austin of iets, een van daai ouens wat op WWE ook mos so kaal koppie was, hy het ook hulle net so gekry. Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve Austin. That was the one. Thys, daai is indrukwekkend. Ek sou egter meer beïndruk gewees het as jy 'n sonbril ook gedra het. Next time. Kry dit volgende keer reg asseblief. Definitief. Maar baie welkom aan jou. Nou daar is baie waarna jy vandag kan uitsien wat hierdie program betref. Die wêreld se sterkste man, Reynou Nel, kom kuier by ons. Ons gaan teater toe, saam met die geselskap van die Matilda musiekblyspel en die sanger Marie Bosman kom gesels oor haar nuwe enkelsnit. Maar Rosanne, daar's ook 'n gesprek waarna jy persoonlik baie uitsien. Ja, Dr. Tine Smit kom in om met ons te gesels oor bariatriese chirurgie en ek sien regtig uit om sy mening en sy kundigheid oor die onderwerp te kry. So ek sien uit. Het ek 'n nuwe woord geleer, bariatriese. Ja. Fancy, kan nie wag om daai ene te hoor nie. Nou ja, jy kan ook saam gesels. Al wat jy moet doen is stuur net vir ons 'n WhatsApp. Hoe doen jy dit? Jy hou vir jou 'n lekker stewige koppie koffie in die hand. Kyk na die QR-kode op die skerm, skandeer hom en ons weet en laat hoor 'n bietjie van jou. Goed, julle 'n baie belangrike vraag en elkeen van julle gaan dit moet beantwoord. So hou dit maar kort en kragtig. Maar wat sou julle gedoen het as julle die lotto moes wen? Thys, ons begin vandag by jou. Yes. O, jy het hom reeds gewen. Dis is die ding. Dit is die ding. Dit gaan so goed met my, ek speel die lotto nommers as prysverkeer. Ek word nog altyd gesê het. Ek het dit aan die kant. Ja, ek dink dit is 'n interessante vraag. Ek speel nie eintlik lotto nie, so maar ja, ek dink ek sal 'n bietjie teruggee uit die hart van die saak, want dit is geld wat jy nou maar gekry het van nêrens af nie. Ek sal definitief belasting betaal en natuurlik jy weet dan die res maar slim aanwend. Ja. Ek sou reis. Eiland na eiland na eiland na eiland. My nommer dalk ook verander, sodat ek nooit weer te werk nie. Ek sal redelik stil wees daaroor. Ek sal dit gaan lê by iemand wat redelik baie opinies gee. En as ek dan nou advies moet kry, dan sal ek nou maar 'n randjie daarvoor betaal. Maak 'n afspraak. Ja. Maar verder, ek gaan maar net stil wees en net wegraak. Julle gaan my sien, dan sê ek vir julle goeiemôre, is 'n lekker middag hier vanaand. Ons sal nou weet. As En dit jy? gebeur. Ek gaan saam met jou reis, dink ek. Dankie. En dan sal ek 'n deel daarvan gebruik om 'n plek te koop om al die verlore diertjies te kan huisves. Vir al katte. Ja. Katte, honde, nie duwe nie. Jammer vir diegene wat Ons sal vir jou ingeskakel duiwel is en van opsit. duwe hou. Ek dink dit is 'n interessante storie. So kom ek gee vir julle 'n bietjie agtergrond raak en hoekom ek nou hierdie vraag gevra het. Want ek wil julle graag vertel van 'n interessante storie. 'n Kanadese man, Lawrence Campbell van Winnipeg, beweer hy het die lotery gewen, maar toe het sy vriendin, Crystal McKay, die geld gaan eis en hom daarna eenvoudig geghost. Oh no. Ons weet mos nou al die tyd wat dit beteken. So volgens Campbell het hy die wenkaartjie gekoop wat 5 miljoen Kanadese dollar werd was. Omdat hy sy ID en beursie verloor het, kon hy self nie die prys eis nie. So McKay het dit namens hom gedoen. McKay het binne 2 weke na die uitbetaling verdwyn en hom glad nie meer gekontak nie. Campbell beweer hy het haar later by 'n ander man gevind en sy het hom daarna op sosiale media geblok en selfs 'n beskermingsbevel teen hom gekry. Thys lag lekker. Hy het gesê hulle was in 'n toegewyde en ernstige verhouding en het selfs saam gewoon. Nou dagvaar hy haar, as ook die loteryorganisasie, om sy deel van die geld terug te kry. Die kaartjie was in haar naam geregistreer, maar Campbell sê hulle het ooreengekom dit was syne omdat hy dit betaal het. Dis 'n tamaletjie. What do they say in the States? Possession is 9/10 of the law. She had the ticket, he didn't. I'm not saying what she did was right, maar sy het die kaartjie gehad en sy het haar kans gesien en sy het hom gevat. Thys lag lekker. Baie wel. lekker. Sy moet net die regte ding doen. Jy weet, eenvoudig om te sê, hoorie, R50 vir jou. dan het hy was so seker die hele tyd Is jou gekry. deel. Hier is die geld wat jy betaal het vir die kaartjies. Wat het ons geleer, Pieter?
Sorg dat jy jou kaartjie byderhand hou Ja. as jy lotto speel. Dat jy dis dit self kan gaan opwys. En moenie jou beursie verloor nie. Thys Pieter, hoeveel pull-ups kan jy doen? Ek dink ek gaan nou 1 of 2 of 3 kan doen. As ek by 5 uitkom, gaan ek vir myself 'n baie groot tap op die skouer gee. Ja. Elsa? Geen. Geen. Die Geen rede hoekom ek nou kragwerks. hierdie vra is omdat 'n vrou, Olivia Vinson van Australië, sy's 34, sy het 'n nuwe Guinness wêreldrekord opgestel toe sy 7079 pull-ups in 24 uur voltooi het. Nou dit is amper dubbel die vorige rekord van 4081. Vincent het gesê haar man en afrigter het die idee voorgestel en sy het hierdie rekord gebreek. Al het sy was honger, sy was naar, sy het 'n bicepbesering gehad en sy het net aangehou en aangehou. En dit herinner my eintlik aan 'n TikTok wat ek gesien het. Dit is maande terug. This is two like podcast bros just sitting and having a chat and the sound is, oh, statistically, how many pull-ups do you think a lady can do? And so a lot of like kind of very fit and gymming ladies have gone and used that audio and then shown how many they can do. Ek dink nie dat baie mense 7079 kan doen in 24 uur nie. Maar ek wil jou nie rede val want ek dink jy kan nog al 'n paar van hulle doen. Een op 'n slag. Ek kan nie like I can do like one strict pull-up and So jy then sal ten minste 24 kan doen. oor 24 uur. Presies. Dankie. Dis So meer as wat ek doen. ons het 'n video van Olivia Vinson wat hierdie werkrekord opgestel het. Kom ons kyk 'n bietjie hierna. O, gat, dis 'n goeie rekord. Hierdie is 'n lekker rekord. Hierdie is 'n goeie Dit rekord. is 'n rekord wat ek dink ek Ja. sou kon breek. Nee, ek is bly die Gremlins het ingekom. Ja, dit lyk vir 'n beter rekord. Pieter, dit is eintlik 'n storie wat jy vir ons genoem het, né? Oh, maar Dis nou nogal 'n ander storie. Kyk net al daai genigtig ouens hierdie. Hoorie, is dit wat noem 'n mens dit? Ja. vinnigste burrito. Sy het daai burrito geëet in net oor die 31 sekondes. So dit is 'n hele ander rekord wat Ja, dis nou wel cool. van Ja, maar sprake ons- is. Ek dink die arme vrou wat gehoor het ons praat van haar pull-up Pull-ups. rekords en so, het skielik net besef hoe honger sy word en hoe honger sy geword het. Jy het gesê sy's honger, sy's naar. Toe ons net gou gevaar ligpuntjie daar. Dis die lekker van regstreekse televisie. Dit is hoor. Ons gaan daai burrito rekord nog 'n bietjie later gesels, maar ek dink ek kan dalk 1 of 2 van daai burritos kap sommer nou. Ja nee, ons as jy staan vir my so wil vroeg vra op. oor die burritos, meer as die pull-ups. Meer as die pull-ups. Goeiemôre, good morning. Julle kan saam met ons gesels op sosiale media. Laat weet ons, is dit 'n burrito rekord wat jy sal kan opstel of dalk 'n pull-up rekord? Ons hoor graag van jou. Gaan volg ons op Instagram, Facebook, ons is ook op X. Ons gesels net hierna verder. Ons Is hier nie ook 'n rekord wat ons kan, hè? Net so lekker, die dansie rekord, die goeiemôre dansie. Die file is besig om af te kom vanoggend, maar ons gaan daai burrito rekord nog lekker bespreek bietjie later. So maak seker jy bly ingeskakel op Goeiemôre, good morning.
Nou ja, van 'n kragtige burrito tot 'n sterk pull-up. Ons is terug en jy kuier saam met ons hier by Goeiemôre, Good Morning. Onthou jy kan ons gaan volg op die sosiale media platforms. Jy kan ook daai QR-kode skandeer saam met ons gesels, maar nou is dit eers tyd dat ons oggendpraatjies voortsit. Ja, ek het amper gedink jy gaan verwys na sterk koffie, Pieter. Maar Bietjie kom later. ons beweeg oor na 'n sterk storie toe. Ek wil sommer by jou hoor, Raas. Voel jy veilig wanneer jy vrou alleen na 'n winkelsentrum toe moet gaan? Nee, nie regtig nie. Ek voel nie regtig veilig nie. Ek het eintlik die ander dag iets het met my gebeur by ek was by ons CrossFit box en my man was saam met my. Maar hy het so 'n paar meter agter my geloop toe ek nou na my kar toe loop en ons was aan 'n aparte karre daar. And we were walking just towards the parking lot and there were these three guys that were catcalling me and just really being quite gross. En my man is saam met my and they still are taking the chances to treat a woman like that. So I don't feel safe. Unfortunately, it's a horrible thing to have to say, but ek voel nie veilig nie. Die rede hoekom ek vra is ek het weer eens 'n interessante artikel raak gelees in Business Tech en dit gaan oor iets wat regtig die afgelope tyd in die nuus ook was. Die SAPD waarsku vroue om waaksaam te wees teen 'n misdaadsyndikaat wat vroue by winkelsentrums in verskeie provinsies teiken. Nou dit volg na die moord op Olerato Mongale wat na 'n afspraak vermis en later dood aangetref is. Volgens SAPD-woordvoerder Brigadier Atlenda Mate benader die syndikaat vroue by winkelsentrums, tree op as romantiese belangstellendes en lok hulle dan na afsprake waar hulle aangeval word. Nou die operasie strek oor Gauteng, die Vrystaat en die Noord-Kaap en in 'n onlangse voorval is 'n ontvoerde vrou in Brakpan gered en 2 verdagtes is in hegtenis geneem. Nou die waarskuwing volg te midde van 'n 6,8% toename in ontvoerings, veral in Gauteng. En ek dink dit is skokkend. En ek dink 'n mens besef net hoe groot die probleem werklik is. En 'n mens raak moedeloos want dit is iets wat lankal aandag moes geniet het. Ja, jessie, dit is eintlik sleg. Maar as jy gaan kyk oor die algemeen van statistieke wat in Suid-Afrika aangaan, op die huidige stadium ongeveer maklik tussen 50 tot selfs 100,000 sake wat aangemeld word. Dis 'n groot gap, ek weet. Maar as mense gaan kyk byvoorbeeld oor 'n jaar tydperk, dan kyk jy ongeveer na 273 per dag sake wat aangemeld word. So dit gee ongeveer omtrent 11 mense per uur wat sake aanmeld. Jy weet enigstens van hierdie tipe van goeders wat gebeur wat Elsa van praat. Jy weet en is aangemelde sake wat ondersoek word. En nou baie kere word hierdie mense nie net basically ontlok vir hierdie gevalle nie, maar daai ding van human trafficking. So met ander woorde dit vind plaas by kinders, dit vind plaas by vrouens en selfs mans. Daai statistiek is eintlik so naby mekaar, is amper 55-45% op mekaar, vrouens en mans. So ja, dis regtig iets wat buiterhand word, maar dis ook 'n $150 biljoen industrie per jaar wêreldwyd. So met ander woorde, it pays. Die ding is ook, jy praat nou oor die sake wat aangemeld word. Daar's soveel mense wat nie eers hulle saak wil aangemeld nie, of hulle is bang, of hulle wil dit net nie deel nie, want dit is 'n regte onaangename ding wat met hulle gebeur het. Of hulle voel daar gaan nie noodwendig iets daaraan gedoen word nie. Presies. Of daar's 'n actual verhandeling. Ja. Jy weet, so onthou, Jocelyn is daar iets wat uitgestaan het. En haar saak het voor 'n dag gekom. Daar's ek dink baie sake wat gebeur byvoorbeeld veral op die platteland wat kinders wel verhandel word. So met ander woorde, as niemand iets rapporteer nie, dan gaan daar niks daarvan kom nie. So met ander woorde, en dit is 'n realiteit. En kinders word nie noodwendig basies oorgegee as seksslawe nie, maar ook as labor. Jy weet, soos uit daarna ook gaan kyk, ons noem dit moderne slawerny. Of hy word oorgegee vir 'n pre-arranged byvoorbeeld troue, wat ook al die geval mag wees. Jy weet, so daar's 'n klompie elemente wat wel 'n rol speel. En natuurlik van hulle word drug mules, jy weet, so 'n baie groot industrie. Is daar enige iets wat julle byvoorbeeld doen? Want ek neem aan julle is ook 'n bietjie oorbeskermend wanneer dit kom by julle vroue, maar sekere maatreëls wat julle miskien instel om mekaar te bel, te alle tye te weet waar die ander een is. Gelukkig is daar baie apps en goeters, jy weet, jy het mos maar die apps wat jy moet op die fone en goeters en jy weet, ek dink dis 'n noodsaaklikheid. Dis net hartseer dat 'n ou so oor jou skouer moet begin loer elke keer as jy wil gaan inkopies doen. Ja. Maar ja, jy weet, ek dink dis maar wat 'n ou doen en ja, jy moet sê, luister, ek gaan soontoe, ek gaan hier stop, ek gaan daar stop. Ja. Moenie afwyk van daai roete af nie, dat as daar nou 'n uur of wat verbygegaan het en mamma het nou iewers 'n winskoopie raak geloop, dat sy daarom ook net vir jou laat weet. Ek dink net en 'n mens, daar gaan baie mense teen hom byvoorbeeld skop om nou te gaan sê ja, maar as ek byvoorbeeld 'n GPS-stelsel kan sit, 'n chip of wat ook al mag wees, byvoorbeeld in jou hond of in jou kat, want dit is iets wat gebeur, dit werk.
Ek is van die opinie, kyk, as jou kinders byvoorbeeld onder 18 is, dat jy wel daai chip of device iewers te kan insit. Jy weet net onder die vel of iets soos dit wat ook al die geval mag wees. Die kind moet nie eens weet waar dit is nie. Ja. Jy weet en ek weet daar's baie mense wat sê, "Ja, ek weet dit dis en dat," maar daai is eintlik 'n baie goeie oplossing om self jou kinders te monitor, om self seker te maak want hierdie is ongelukkig realiteit mense. Jy weet dit kan met enigiemand gebeur. En jou telefoon, jou horlosie, alles word in elk geval van jou weggeneem. Ja. Want hulle weet ook mos daar sal iewers dalk is daar Ja. opsporingsselseltjie of 'n ding. Wat vir my ook net so hartseer is die feit dat hierdie mense werk deur daai dating apps. Like you're preying on people that are wanting to find someone to share their life with or to take care of the loneliness that they're feeling. And this is the end result. It's very, very sad. Dink julle daar moet dalk net in kort meer gesprekke plaasvind ook tussen gesinne? Ek dink wat ek ook opgelees het, dit is amper 'n ding soos met boelies. Okay, so dan moet by skole ook hierdie aksies en basies reaksie tipe van podcast, daai tipe van goeders met meer ge-educational raak. Jy weet, om juist te sê, ja, hier is elemente waarvoor jy moet uitkyk. As dit gebeur, gaan soontoe. As dit gebeur, gaan dadelik soontoe. As dit gebeur, doen dit. Ja. Dankie julle. Onthou, hierdie gesprekke sal ook later op ons YouTube kanaal en ander sosiale media platforms beskikbaar wees. Net hierna vind ons uit hoekom Kaas baas is. Elsa is nou nie net 'n voëlvanger van formaat nie, sy is ook 'n kaasmaker van formaat. So bly ingeskakel daarvoor. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Hallo my skat. Ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank. Ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lottersbaan glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lottersbaan, ons is denners goed. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Welkom terug. Vandag is 'n baie spesiale dag en jy het moontlik heeltemal daarvan vergeet, want dit is Wêreldkaasdag. So ter viering van die dag waarop ons kaas in al sy verskeie geure en teksture waardeer, het ek besluit om by die Hoekplaas Cheesery te gaan inloer. Kyk saam. Daar word gesê dat mense al meer as 4000 jaar gelede kaas begin maak het. Dit nadat kaas glo ook eintlik per ongeluk ontdek is. Hoekplaas Cheesery Kaaswinkel is 'n klein kaasfabriek geleë op Hoekplaas naby Erasmia in Pretoria. Ons het besluit om by die kaaswinkel in te loer en aan 'n paar blokkies kaas te smil om Wêreldkaasdag op die regte manier te vier. Ek is die eienaar van die Hoekplaas Cheesery. Dit is geleë buitekant Erasmia. Ek het die besigheid amptelik gestig in 2005. Maar voor dit het ek so deeltyds kaas gemaak. En net aan 'n paar vriende en
kennisse verkoop. Deesdae maak ons 'n verskeidenheid kaase, Gouda, pecorino, feta en halloumi en ook 'n panier. Dit is 'n kaas wat die Indiërs baie gebruik in vegetariese disse. Costa was so gaaf geweest om vir ons in 'n neutedop te verduidelik hoe die proses werk wanneer die melk in kaas verander. Goed Costa, wat gaan nou hier gebeur? Ek wil nou net gou vir jou op 'n klein skaal demonstreer hoe melk in kaas verander. Hierdie is Jersey melk wat lekker romerige melk is en dis goed vir kaas maak. 'n Ander bestanddeel wat kan gebruik word is rennet. Nou dit is 'n ensiem wat die melkproteïen verander sodat die vaste stowwe in die melk kan koaguleer. So dit is nou die eerste stap in kaas maak. Dis nou nie meer melk nie. So wat nou gebeur is dit word eers gesny met 'n mes. Crisscross. Hier gaan dit nou begin gebeur. Jy gaan wy sien verskyn, dis 'n vloeistof wat in die melk is en die wrongel is die vaste stowwe wat ons gaan bymekaar maak en dit gaan die kaas word. Ja. En dan vat dit omtrent 6 weke vir 'n kaas soos 'n Gouda voordat dit reg is om te eet. En daarna kan 'n mens die kaas verder verouder om 'n belee kaas te kry. Soos in die geval van 'n belee cheddar vat dit omtrent 6 maande. Nadat die proses voltooi is, word die kaas op rakke in 'n sogenaamde rypmaakkamer gepak. Dis redelik koel in die vertrek, terwyl die temperatuur sowat 12 grade Celsius moet wees. Sommige kase soos Gouda, cheddar, pecorino en parmesan neem sowat 6 weke om ryp te word of te verouder, terwyl dit ander kase ongeveer 6 maande of langer kan neem. Die kaas se geur en tekstuur ontwikkel oor tyd en wanneer dit ryp genoeg is, word dit gesny en verpak. Ek het besluit om self 'n paar stukkies kaas te proe en moet sê dat dit maar moeilik was om 'n gunsteling te kies. Goed Costa, ons het nou 'n hele paar verskillende soorte kaas hier. So ons gaan nou so 'n bietjie proe. Maar terwyl ons proe wil ek net verduidelik wat die verskillende soorte kase is en hoe die kase ingedeel word in kategorieë. So dit begin eers by jou sagte kase. Ander sagte kase wat 'n mens kry is goed soos feta. Hy krummel nie so verskriklik soos wat jy partykeer vind wanneer jy dit in die winkel ook gaan koop. Ja. So medium sagte kaas is 'n Gouda. Ek hou van Gouda, so ek gaan 'n lekker groot blokkie vat. So gaan nou agterkom die tekstuur verander. En hierdie is 'n bietjie Romerig. ja, Ja, 'n lekker romerige, baie lekker. En dan het ons nou volgende die cheddar. effe harder as Gouda, maar dit word op 'n ander manier gemaak. Cheddar is 'n tipe kaas wat mens lank kan hou en dit kan verouder. Wat ons nou hierso doen is ons maak 'n reeks gegeurde Goudas. Soos hierdie byvoorbeeld die biltong 1. Wat wil jy sê van hom? Dit bevat nie regtig biltong nie, maar dit smaak soos biltong. Ek bedoel as jy nou van nader kyk, dan lyk dit asof daar stukkies biltong daarin kan wees. Jy sou so gedink het, maar Maar dit is daar nie is nie regtig biltong in nie. Ons definitief 'n baie sterk biltong smaak. Dan is daar net 2 ander geure wat ons Ja? ook maak. Die een met eie in. Ja. Dis my gunsteling op 'n geroosterde, op 'n toasted sandwich. Ek kan dink dat dit lekker kan wees. Wanneer dit smelt in jou op 'n stukkie toast, dan kry jy daai tipiese kaas en eie smaak. Baie lekker is. En hierdie een is dit maar net 'n klomp verskillende speserye en kruie wat ons gemeng het. Dit kom ons op met die naam van peper en paprika. Ek dink eerlikwaar julle maak die lekkerste kaas en ek sê dit nie net nie. Dankie. By Hoekplaas Cheesery kan jy selfs aanklop vir Costa se egte tradisionele Griekse jogurt en ander tuisgemaakte produkte. So, as jy 'n kaasliefhebber is, soos ek, maak seker jy klop hier aan. Dit was nou pragtig. Baie mooi. Baie dankie vir daardie insetsel. Dankie, Ek het nou Elsa. nogal gehoop ons gaan 'n bordjie kaas hier kry. Ja. Ja, Sport. maar ek wil nie cheesy wees nie, maar cheese. Cheers! Maar dan neem ons 'n selfie. Ons gaan dit later op ons sosiale media laai. Ek wil net sê ons span spot my nou omdat ek gesê het julle maak die lekkerste kaas en ek sê dit nie net nie, maar dit was werklik vir my lekker. Dit was 'n romerigheid aan daai kaas gewees. Basies elke stukkie wat ek geproe het. En ek moet sê wat vir my interessant was, jy het gesê dis 'n kunsmatig of wat noem hulle dit? Nee. Nee, wat nee glad nie, hè?
Nee, Ek sien spot so, ek het nogal gedink dit sou nogal lekker gewees het as 'n ou hierdie bietjie kan vervang met daai en hierdie tipe van chili is daai tipe van chili. Pieter is nie ook 'n waar. bietjie KI kaas. Ja. Ja. Kunsmatige intelligensie moet begin oorvat, maar dis een van die dinge wat hulle nooit kan oorvat nie. Is kaasmakery, sulke iets. Ja. Dit was ook seker vir jou interessant om te sien hoe alles gemaak word en want hulle doen dit by Hoekplaas doen hulle dit basies van scratch af. Ja, ek dink daai was vir my interessant geweest en ook om te hoor hoe lank dit neem vir die kaas om ryp te word. Ja. Ek het nie eers geweet 'n mens verwys so daarna nie of dan nou te verouder. Maar ja, dis 'n baie oulike plekkie en ek dink 'n ander ding wat vir my uitgestaan het is daar's baie katte daar. Fun fact sheet. Okay. 7000 jaar oud is kaas nou teruggevat. Jy weet waar hulle by Egiptiese wat so 'n grafte afgekom het waar daar kaas was. So tot en met 7000 jaar terug. 'n Muis gaan nie noodwendig vir 'n stukkie kaas nie. Jy weet hy het nie noodwendig gesmaak vir kaas, hy gaan agter die reuk aan van 'n kaas wat hom afgee. En Italië het op 'n stadium kaas gebruik as currency, as 'n geldformaat. I would like to be paid in cheese. Pay me in deep fried halloumi fingers. Ah, so. Ja. En ek sit net hier so, lyk of ek op een of ander treinstasie sit, cheesy. Tennis kyk. Nee, dis lekker, dis omdat ek mos gedink het ons kan ook iets kunsmatiger doen, maar weer eens het ek net besef glad nie wat kaas aan betref nie. Kyk Pieter, in die woorde van ons regisseur, George, kaas bly kaas. So daar's Kaas niks bly kunsmatig nie, maar gaan besoek hierdie oulike plekkie. Nou ja, toe, op hierdie kaserige noot, ons gesels net hier na finansies, bly jy net waar jy is. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows, ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Dit is nou tyd om geldsaake te bespreek en Thys gesels nou met die nuwe uitvoerende direkteur van Finbond Mutual Bank, professor Jannie Rousseau. Dankie Elsa en natuurlik professor Jannie Rousseau van Finbond Groep Beperk en Mutual Bank. Wat 'n voorreg professor Jannie, dis lekker om jou te hê op die program. Thys, baie dankie vir die uitnodiging vanoggend hier by jou te wees. Ek wens jou graag 'n lekker dag toe en ook vir die kykers 'n lekker dag vandag. Maar dankie vir die uitnodiging om hier te wees. Great. Professor, voordat ons begin, ek wil net vir jou kompliment gee want ek is 'n groot aanhanger van jou en ek sien altyd uit na jou striktas. Jy weet, baie dankie. Jy disappoint my nooit nie, hoor. Okay. Baie dankie. Maar laat ons gou inspring. Mutual Bank natuurlik is 'n finansiële instelling en natuurlik jy weet ook 'n deel van Finbond, maar wat onderskei hulle van ander finansiële instellings op hierdie huidige stadium? Ja, Thys, ons het in Suid-Afrika volgens wetgewing 3 tipes banke.
banke soos wat ek en julle ken, die groot kommersiële banke, dan sogenaamde mutual banks, daar's nie 'n lekker Afrikaanse woord daarvoor nie. Die laaste woord wat ek gehoor het is onderlinge banke, wat kragtens die wet op onderlinge banke geregistreer is, wat meer beperkte bankdienste aanbied as groot kommersiële banke en veral op gemeenskappe gerig is. En dan natuurlik koöperatiewe banke wat net in 'n spesifieke gemeenskap mag optree. Mutual banke mag oor die hele land optree. So is verskillende wetgewing wat verskillende tipes banke in Suid-Afrika reguleer en wat dan bepaal watter dienste hierdie banke mag aanbied. Dit gesê professor, as 'n mens gaan kyk na juis regulatoriese vereistes, dan as ons gaan kyk na Finbond Mutual Bank, watse regulatoriese vereistes is daar wat uitstaan waaraan jy moet voldoen? Ja, kyk, Thys, as jy my hele dag nooi, dan sal ek vir jou hulle volledig kan bespreek. Banke in Suid-Afrika word baie goed gereguleer. Banke in Suid-Afrika word deur die Reservebank gereguleer. Dit word ook deur die FSCA, die gedragsowerheid gereguleer en dan natuurlik omdat banke soos Finbond Mutual Bank 'n groot rol speel in lenings aan die publiek, word sulke instellings ook gereguleer deur die nasionale kredietreguleerder. So die nasionale kredietreguleerder fokus by Finbond Mutual Bank op ons uitleningsaktiwiteite. Die toesighoudende owerhede se groot fokus is natuurlik op ons depositonemende bedrywighede. Die regulatoriese owerhede wil seker maak dat mense wat hulle deposito's, hulle spaargeld aan banke toevertrou, terugbetaal sal word aan die einde van die beleggingsgeleentheid. En vir ons by Finbond Mutual Bank is dit natuurlik ook baie belangrik om ons besigheid so te bedryf dat die publiek wat hulle geld aan ons toevertrou, die sekerheid het dat hulle na die tydperk terugbetaal sal word. Natuurlik, en ek dink dit is baie belangrik. Professor, daar is ook 'n ding wat nou genoem word Koöperasie en Deposito Versekering, of dan nou CODI, wat 'n werking getree het 1 April 2024. Net 'n bietjie daar vir die kykers wat dit behels, weet hierdie CODI. Ja, CODI is 'n nuwe instelling. Ek is 100% ten gunste van CODI of die Korporasie van Deposito Versekering. Dit beteken elke bank betaal 'n versekeringspremie aan hierdie korporasie namens deposante. As die bank dan in 'n probleme sal beland, sal die korporasie deposante se depositos terugbetaal tot 'n maksimum van R100,000 per instelling. Dit beteken dus dat as deposante in 'n situasie beland waar banke hulle nie kan terugbetaal nie, CODI vir hulle daardie waarborg gee. Tot R100,000 per instelling, moet ek by sê. Dit help om geloofwaardigheid en vertroue in die bankstelsel te beskerm. En ook baie belangrik in Suid-Afrika val mense dikwels vir wat ons noem Ponzi-skemas of piramide-skemas. En 'n baie belangrike onderskeid is dat CODI banke in Suid-Afrika hulle kliënte, hulle deposante beskerm. Maar diegene wat by Ponzi-skemas of piramide-skemas beland, het geen sodanige beskerming nie. So weer eens, let op dat die CODI beskerming wel beskikbaar is. Ek moet natuurlik in dieselfde asem sê, mense wat wil geld leen, moet asseblief ook na geregistreerde instellings soos Finbond Mutual Bank gaan, eerder as na wat ons noem loan sharks. Natuurlik. Moenie in die hande van sogenaamde loan sharks verval nie. En Thys, ek moet ook vir ons kykers verskoning maak. Dit is vroeg in die oggend, ek kan nie al die Afrikaanse terminologie so lekker onthou nie. Maar ek dink baie keer dit met die luisteraar dit op 'n manier wat saam hoor, want dit is eintlik mos maar wat in die mark is. Jy weet, so as hy gaan verwys na loan shark, daar's niks anders as wat jy dit hom kan noem nie. En daai regulatoriese vereistes, ek dink wat jy so mooi uitwys, is so belangrik vir die normale verbruiker. Waartoe is die bankwese op pad in jou opinie in die volgende 5 jaar? Want dit raak al hoe meer innoverender ook. Jy weet, al die banke, en ek's bly om te sien Finbond is net so innoverend. Ja, oor die volgende 5 jaar gaan artificial intelligence, kunsmatige intelligensie baie belangriker word. 'n Goeie IT-stelsels, inligtingstegnologie gaan baie meer belangrik word
in die bankwese en veral aan die uitleenkant, want deur kunsmatige intelligensie en goeie uitleningsstelsels sal banke beter tussen kliënte kan onderskei en beter prysbepaling by wyse van rentekoerse op lenings vir hulle kliënte kan doen. As ons gaan kyk met daai tipe van intelligensie en goeders en apps en alles wat 'n groot rol gaan begin speel. Wat diferensieer Finbond Mutual Bank, jy weet, van ander bankinstellings, net so vinnig? Ja, in ons geval het ons 'n groot voetspoor in Suid-Afrika. Ons het baie takke. Ons is in die mark vir klein lenings. Ons weet hoe om daardie kliënte met respek te hanteer. Ons weet hoe om daardie kliënte binne die regulatoriese raamwerk te hanteer. Ons weet om daardie kliënte te help om binne hulle vermoëns te leen en te lewe. So in daardie opsig dra ons by dat kliënte nie in finansiële probleme beland omdat hulle te veel leen of buite die regulatoriese struktuur leen nie. En na ons mening is dit 'n belangrike poging van ons kant om juis hierdie kliënte uit die hande van loan sharks te hou. Natuurlik, en ek dink dit is so baie belangrik. Dankie professor Janie Rousseau. Dankie vir julle daar by Finbond Mutual Bank en natuurlik oor Elsa na jou toe. Baie dankie Thys en Prof Jannie, dit was 'n baie insiggewende gesprek. Nou onthou, jy kan ook adverteer op Goeiemôre Good Morning. Stuur net vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za vir meer inligting. Net hierna gesels Arnold Geerts met die sterkste man in die wêreld, Reino Nel, maar jy kan ook ingeskakel bly want ons fokus ook 'n bietjie later op die Matilda musiekblyspel. Bly net waar jy is.
Welkom terug. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Op die 18de Mei hierdie jaar het die voormalige rugbyster Reinout Nel 'n geskiedkundige titel verower. Hy is aangewys as die sterkste man in die wêreld. Arnold stem natuurlik glad nie saam nie, so hy het hom ateljee toe genooi sodat hulle kan boks vir die titel. Arnold, is jy reg? Ek het dit nie gesê nie. Ek het dit nooit gesê nie. Hartlike welkom by Goeiemôre, Good Morning, Reinout. Reinout, ek kan sê dat ek 'n strongman fan is. My man kyk dit al van die dae van Eddie Hall, Mariusz Pudzianowski, al daai tipe mense. Is dit iets wat jy as kind gekyk het en gedink het, eendag gaan ek ook daar wees? Ja, so die dorp waar ek groot geword het, Appington, het Gerrit Badenhorst altyd. Eerstens, dankie dat julle my het, maar Gerrit Badenhorst het altyd kom demos doen. En dis waar ek die sport leer ken het. Maar nooit gedink dit is wat ek wil doen nie, maar altyd geweet van die sport en so in die agtergrond maar dopgehou wat gebeur in die sport, maar nooit aktief gevolg nie. Tot so net meer as 2 jaar terug wat ek amper 'n lightbulb oomblik gehad het en gesê, okay, kom ek doen die sport. Ek oefen nou al vir 'n hele week lank om net jou hand te skud. Net seker. Dis nie so erg nie. Ek is verskriklik geïnteresseerd om te hoor jy het vir die Cheetahs gespeel, né? Nee? Ja, so ek het junior rugby gespeel en ek het 1 seisoen Challenge Cup gespeel, maar ek het daarom so iets wat uitgedraf vir hulle, maar my bulk van my rugby was maar by die Sentrale Universiteit vir Tegnologie en die Varsity Cup. Ja. Dit is maar waar ek baie jare spandeer het. So ek sien myself as 'n goeie student, maar ek het rugby gespeel omdat ek lief was vir dit. Ek wil net uit vir die Cheetahs gespeel. Het ek dit genoem? Ek het dit gehoor. Een van die dinge wat vir my interessant is van julle kompetisies is dat julle weet nie tot redelik kort voor die kompetisie wat die kompetisie gaan insluit. So jy moet regtig wyd oefen want hulle kan vir jou enige van die oefeninge gee wat jy moet doen. Hoe werk mens daarvoor? Korrek, en die ding van Sterkman is ook die organiseerder sal baie keer hulle eie idee volg, want ons wil kyk wie is die sterkste basies maar in alledaagse bewegings. Dis soos 'n loading medley. Dis net sowel jy by die huis vat jy iets en jy laai dit iewers op of farmers walk, dis soos om sakkies te dra. Ja. So dit is maar baie keer kom die organiseerder met 'n week voor die tyd met sy blink idee, jy moet hierdie vreemde voorwerp so ver gooi. So 'n voorbeeld verlede jaar Turkye met die Strongman Champions League finaal wat ek gedoen het, moes ons 'n groot klip op die strand gegooi het so ver so wat jy kan. En hoe oefen jy vir dit? Nee, jy daag maar nou op en hoop maar net jou basiese krag trek deur en jy kan dit doen. Reinout, die ding wat vir my eintlik so bly maak oor jou oorwinning en jou titel, is dat daar nou amper 'n groter bewusmaking is in Suid-Afrika en eintlik wêreldwyd oor hierdie sport wat eintlik so 'n spesifieke ding is wat soveel tyd en moeite verg om jou te kry tot daar waar jy is. Hoe voel jy dat jy nou die poster child is vir World's Strongest Man? Ja, ek dink die groot ding veral in Suid-Afrika, want ons is regtig sterk mense in Suid-Afrika. Ja. Ek meen, ek dink nie enigiemand van die res van die wêreld sal vir een van ons rugbyspelers sê jy's nie sterk nie. So nee, ek dink daar's soveel potensiaal om die sport te groei in Suid-Afrika en is regtig. Ek hoop dat ons nou begin 'n groot kompetisies ook hier kry van oorsee af en laat mense sien dis eintlik 'n baie lekker sport om te kyk ook. So ja, ek dink daar's groot potensiaal en of dit nou ek is of iemand anders, ek is net bly dat ons die sport bietjie kan groei en blootstelling gee. Jy het 'n voltydse werk op die oomblik, jy's 'n elektrotegniese ingenieur, maar die feit van die saak is jy het besluit om te maak oor die volgende paar weke, maande. Vertel vir ons daarvan. Gee ons net so 'n bietjie insig. Waar staan jou kop heen? Ja, so vir my die groot ding is albei is groot passies van my. Ek wil nie iets opgee waarvan ek baie hou nie, want dan dink ek die ander kant gaan ek hou van 'n gebalanseerde lewe. Dit is nog familielewe saam met dit ingesluit. So ek wil nie drastiese spronge maak en iets net opgee wat ek oor spyt gaan wees nie. Ek werk vir fantastiese mense wat my ondersteun en wat ek doen. So ek is gelukkig met dat selfs nog voor met die voorbereiding kan ek beide uitoefen en regtig voluit gaan soos wat ons nou gesien het. So ek gaan nie drastiese besluite maak nie. Ek vat dit maar soos dit kom. Reinout, jy staan daar langs iemand soos Mitch Hooper en jy is op daai platform. Was dit vir jou ooit op daardie stadium die oomblik net dalk te groot? Intimiderend. Ja, kyk, op die einde van die dag, ek is 'n kompeterende persoon. So wie ook al jy is, as jy teen my deelneem, gaan dit my nie afgooi nie. Maar ek moet sê, na die tyd, as mense nou besef, dit is hierdie ouens wat, ek meen, Mitch Hooper en Tom Stoltman, wat is fantastiese ouens, wat al so baie in die sport gedoen het. So nie, om teen hulle net deel te geneem het, is fantasties. En soveel lekkerder om hulle met my eerste slag te kon wen, maar ja, dit voel nog bietjie onwerklik. Jou lewe die afgelope paar weke is soos 'n warrelwind, nie waar nie? Ek meen jy sê vir my net nou, elke dag is daar 2 of 3 onderhoude. Hoe hou jy by?
Ja, my vrou het ingespring en baie gehelp. So sy maak al my boekings en so. Maar dit is ek staan in die oggend baie vroeg op, kyk na my boek wat ek moet doen vir die dag en ry van een onderhoud na die ander onderhoud tot laat aan. So dit was 2 weke van my lewe nou. Maar nou gaan vanaand vlieg ek nou Italië toe om bietjie te gaan deelneem daar in Nederland. So ek gaan nou terugskaal op dit en nou weer fokus op ek moet nog steeds 'n sterk man wees op die ou en die vandag en presteer. So maar dis goed. Dit is 'n baie groot verandering in my lewe. So maar die meeste maak van dit. Ja, tyd maak om te eet en tyd maak om te oefen. So, ons wil sien wat se staal van Reina gemaak is. So Pieter het iets opgestel vir jou Reina buite die ateljee. So ons gaan nou vra dat jy 'n bietjie uitstap en saam met Pieter gaan iets doen. Ons het 'n idee wat dit is nie. So jy kan maar nou gaan. Pieter, is jy reg daar vir Reina? Nou ja, ek wil net sê, ons staan weer hier in die koue, ons trotseer dit. Reino is nou wel die sterkste man in die wêreld, maar Tuis wat hier langs my staan, hy reken hy is die sterkste man in Montana, Pretoria. En terwyl Reino sy werk om ons te maak, ek moet net sê, ek haal my hoed vir jou af omdat jy so in die koue staan, maar van ons kant af ook baie welkom. Net so vinnig en kort, wat is hierdie? Ja, so hierdie is 'n hoedsevel. Dit is 'n klip, 'n baie bekende klip in IJsland wat nou al honderde jare kom, wat die klip dra hulle om 'n skaapkraal. Ja. En dis nou al 'n groot ding is wie kan die klip die verste dra. So ek het nou gedink vandag kom ons dra, maar kom ons kyk of julle manne om ten minste kan optel. Okay, maar is daar sekere tegniek gaan jy ons eers wys of ek gaan julle wys. So die groot ding is nou maar jy moet baie hard squeeze om die klip op wel die sak in die geval op te kry. So as jy gaan sak lekker laag af, kry jou arms om. En dan squat jy hom op. Yes. Yes. So As squat jy hom op. Tuis, ek dink kyk vir my jy's reg. Ja, Tuis het voor die tyd so 'n paar reps gedoen. Dit nou net op kamera weer. Jy sê jy squeeze hom. Hy squeeze my. Ja, ek sê. Kyk net daar. Amper poppetjies. Nee, Pieter, jy beurt. Nee, wat waarvan wil jy praat? Squeeze Piet. In elk geval. Staan jy gou hierso by my Reino. Wat ek wou sê is, hierdie is nou wel nie 'n harde klip soos wat die ouens in die praktyk gedoen het nie, maar is dit op dag 1 van jou kompetisie? Wanneer kom hierdie ouetjie of is dit 'n surprise? Dis is 'n surprise. So ons weet gewoonlik dis enigiets tussen 5 en 10 goeters oor 1 tot 4 dae. So die triek is gewoonlik as jy hierdie ding kry op 4de dag en jy al baie gaar, wanneer jou larig en alles vir jou skree. So ag, dis wat strongman interessant maak. Dis altyd iets anders. Die ander lekker ding van strongman, ek weet nie Tuis of jy saamstem, buite dat jou kragte so getoets word is die lekker eet wat ou seker moet daar saam. Is dit lekker eet of is dit net baie eet? Dis baie eet. Ek het toevallig 'n uur terug het ek my program gekry vir as ek nou gaan na kompetisies toe. En wat strongman so anders maak is my program sê pertinent 2 puddings 'n dag bysit. So dit maak dit baie lekker. Luister, en jy was letterlik soos die underdog, né? Jy het van nêrens gekom en almal verras by hierdie kompetisie. Ja, ek dink ek tot 'n mate myself ook verras. Ek het gemik vir top 10 en ek dink ek's die eerste omtrent 30 jaar die eerste ou wat op dit bied kan wen. So ja, nee, ek's baie geseënd om dit te kon doen. En weet daar was hulle 'n paar manne, ek onthou 'n era van Wayne Price, onthou jy van Wayne Price wat baie gedoen het om kragman kompetisies en hierdie ding van te doen. Is dit ook jou plan om hierdie net bietjie meer bewus te maak vir mense? Jy weet, mense bewus te kry daarvan. Ek glo die blootstelling help klaar net om in Suid-Afrika te sê ek doen sterkman en mense weet wat is die sport. Dit is klaar 'n groot stap vorentoe. Ja, so nee, ek dink ons kan regtig nou op hierdie bou en sport 'n groot sport maak in Suid-Afrika. Wel, ons is super trots op jou. Ou, ek ja, yes, ek probeer nog my asem terugkry, weet as ek hierdie ding gesqueeze het. Nee, maar wel dan en af. Dit sê nog 'n lekker een vir Suid-Afrika oor die algemeen. Ek wil kyk hierdie bees. Ek wil as hy hierdie ding uitwerk, dan kan hy maar UFC toe gaan of iets soos dit, jy weet. Ek het nie heeltemal gehoor wat dan met jou gesels in die ateljee, maar het jy sport gedoen buite hierdie? Het jy ooit rugby gespeel of so iets? Ja, so ek was rugby speler. Ja, het jy. Maar Annie seker, want jy was 'n cheetah, né? Korrek. Hy het dit pertinent gesê 'n paar keer. Ek vra verskoning Annie, dit wys jou net ons het gestaan en tande tap hier in die koue terwyl jy lekker warm daar binne gesit. Hoe lyk die pad vir jou van hier af vorentoe? Ja, so hierdie naweek neem ek deel in Italië, volgende naweek in Nederland. So ek het 'n baie vol skedule. Ek dink ek neem dalk te veel deel hierdie jaar, maar ek gaan nou met dit en ek probeer maar ek's nog baie nuut in die sport, so ek probeer maar soveel as moontlik ondervinding opbou. En jou kuiertjie in Suid-Afrika was nie net kortstondig nie, maar ook baie besig.
Korrek. So ek gewoonlik as ek kompetisies toe gaan, dan rus ek om te gaan deelneem. Nou gaan ek deelneem sodat ek rus. Prima, ons waardeer dit en wat vir my ook lekker is jy het 'n ou wat jy het oral ingeval want almal wou 'n stukkie van Rhino hê om te sê, luister, kom gesels met ons, vertel vir ons daarvan en dit wys ook jy net hoe super trots ons as Suid-Afrikaners op jou is. Ja, dis fantasties. Ek het nie gedink ek gaan hierdie ondersteuning kry nie. Dit is regtig asof my wen mense dit hulle eie maak. So dit wys net Suid-Afrika is 'n regte land wat mekaar ondersteun. Of wat terug gaan studeer toe my vriend. Dink jy ons moet nou ja, nee wat. Al krag. Nee, ja toe, dis die wêreld se sterkste man op hierdie stadium, Rhino en jy moet net bly waar jy is. Hulle kan maar nou vergeet vanoggend 'n koppie koffie, kry vir jou 'n heerlike ontbyt. Net hierna gesels ons met Dr. Tine Smit om te hoor hoe hy lewens ook verander. So, lekker goeiemôre. Sure. I do want to point out, Roz, it's interesting. They call him overseas. His nickname is Rhino. Maar ek dink is bloot net omdat hulle nie Rhino kan sê nie. Maar die wonderlike ding is, het ek genoem dat hy vir die cheetahs, ek het dit gesê. Ai, Ek Arnold, ons het dit nou hoeveel keer gehoor. Ons is so trots op Rhino en so opgewonde oor sy prestasie en regtig net dit is ongelooflik om te sien hoe Suid-Afrikaners weer eens I don't want to get into this thing but no DNA, just RNA, RSA, right? Ja. So very, very exciting to see everything that Rhino has gotten up to and we are so proud of his success en ons is ook so dankbaar dat hy vir ons kom sien het vanoggend. Net hierna gesels ons soos wat Pieter gesê het met die bariatriese chirurg Dr. Tine Smit oor hoe hy lewens verander vir mense wat dalk met vetsug sukkel. So dit gaan net hierna gebeur. Maak seker jy bly ingeskakel. Dit is goeiemôre, good morning. Ons is net na die advertensiebeurt terug. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. So jy's van daai rowwe jacks wat afhiepad aftoer. Wat tuis voel waar die hardste geluide wat jy kan hoor die wind en wille waters is. Afhiepad af bied weerstand in enige weer. Met ons 4-trek tente, toebehore en boswaens maak ons enige omgewing mak. Besoek ons winkel vir al jou kampbenoodighede. En ons werkswinkel sal enige 4-trek regtrek vir die wildernis. As jy gaan kamp Afhiepad af. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Well, maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite. We'll help you get it up. Oh, Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel.
Welcome back to Goeiemorgen, good morning. For people who struggle with obesity, bariatric surgery can be a really big game changer for their mobility, sleep, and general health improvement. But the procedure is very often outside of the financial means of many people. Vandag gesels ons met bariatriese chirurg Dr. Tinus Smit oor sy pogings om hierdie belangrike behandeling vir meer mense toeganklik te maak. Goeiemôre, good morning. Welcome to the show, Dr. Tinus. Baie dankie, Rizan. Dankie vir die uitnodiging. It's so good to have you because I'm really interested in this conversation. So thank you so much for joining us. For people out there that maybe don't struggle with obesity, there is a lot of misconception around the fact that obesity is in fact a disease and sometimes cannot just be rectified by just making the odd kind of lifestyle change here and there. Yeah, so this is, look, I think there's a lot of things that it makes it very difficult for people who live with obesity to actually deal with. Lots of biases and issues, but I think one of the most important problems is this concept that obesity is actually just a lifestyle problem. What we see in practice is that people who actually change their lifestyle, so diet, exercise, those kinds of things, all of them will lose weight, but 100% of them will regain the weight at 5 years. And very often they will weigh more at 5 years than when they started 5 years ago. So, and it's complex because there's lots of mechanisms in your body that sort of leads to that. So it's almost like your body is defending its own weight. It's like trying to swim with a tube and trying to keep the tube underwater. You can do it for certain periods of time, but eventually the disease just takes over. So it's important for people to realize that if you live with obesity and you want a good long-term outcome, you need treatment like with any other disease, which means you need medical treatment or surgical treatment. So that's the bottom line. Is dit tans 'n groot probleem in Suid-Afrika en indien wel, hoe groot is die probleem? Dit is 'n massiewe probleem in Suid-Afrika. So kyk, een van die probleme in Suid-Afrika is dat ons nie altyd goeie data het nie, maar ons is heidaglik die land met die hoogste kinderobesiteitssyfer in die wêreld. Ja, true. En die realiteit is kinders wat met obesiteit leef word volwassenes wat obesiteit het. En so teen ons huidige syfers wat ons sien, gaan min of meer as die helfte van ons land se bevolking met obesiteit leef oor 10 jaar vanaf. Ek sou nooit kon dink dat ons Amerika verbysteek nie. Ja, onthou dat obesiteit is definitief meer 'n siekte van middel- en lae inkomste mense. So dit is 'n probleem wat groter en groter in Afrika word. Daar's baie faktore wat 'n rol speel, lewenstyl, tipe kos ensovoorts, maar dit is in Suid-Afrika 'n massiewe probleem en dit kos ons gesondheidsorgstelsel meer as 200 biljoen rand per jaar. En daai kostes gaan net opgaan. En dis baie moeilik om presies te verstaan waar daai kostes alles ingaan. Ek meen, as jy lewe met obesiteit, is jou lewensverwagting korting. So jy sit met 'n persoon wat op 50 doodgaan, dan los hulle kinders agter. Of jy weet, mense is hulle is meer tyd siek. So daar's baie probleme wat baie moeilik is om te kwantifiseer. Dit kos ons waarskynlik baie meer as die syfers wat ons sien. So for people that don't understand, what is bariatric surgery? Because you hear about the sleeve, you hear about the gut bypass, all of these things. Can you explain what bariatric surgery actually entails? So it's a word that encompasses the different procedures that we do for weight loss. Really what it refers to, we nowadays refer to metabolic bariatric surgery. Right. So there is a group of operations that's got very good long-term data, lots of research that's being performed all over the world for many, many years. And bariatric surgery refers to those procedures that we know have very good long-term outcomes for treatment of obesity. It's still the most cost-effective treatment, and when you look at the amount of weight loss and sustainability of weight loss, bariatric surgery is still the most effective treatment available. En wie behoort so 'n operasie te oorweeg? Enigiemand wat sukkel met obesiteit. So huidiglik is die internasionale regulasies waarna ons kyk, enigiemand met 'n liggaamsmassa-indeks bokant 35 kwalifiseer. Enigiemand met 'n liggaamsmassa-indeks bokant 30 wat ook kroniese siektes het wat met obesiteit geassosieer word. So suikersiekte, hoë bloeddruk, enige van daai tipe probleme. En ook iemand met 'n liggaamsmassa-indeks van bo 30 wat sukkel met ander maniere soos mediese gewigsverlies wat onsuksesvol is, kan ook kwalifiseer vir chirurgie.
There's a lot of things that need to actually be done by the patients before they can go for bariatric surgery. Sometimes they need to lose a certain amount of weight before they are eligible for the surgery. Is that true? No, that's not true. Look, the problem with bariatric surgery is sometimes these patients are very, very sick by the time that they come for surgery. So there is a whole process where we try and optimize them, and we sort of try and diagnose and treat all the underlying problems that's not there to make them as healthy as possible, to make the risk for surgery as little as possible. Weight loss pre-op is not important. You know, these patients have obesity, and the surgery is the treatment for the obesity. So the work that we do beforehand is to prepare them. They've got to understand what's going to happen afterwards. They've got to understand how to manage their life afterwards. Sometimes with real big patients, it does make the surgery technically easier if patients can lose a little bit of weight. So there is a little bit of a period before surgery where we do specific things to try and get the patient to lose a bit of weight, but it's not a prerequisite now. En hoe verander so 'n operasie iemand se lewe? Het jy dalk miskien 'n storie wat jy met ons kan deel? Kyk, so ons praat altyd baie oor die gesondheidsvoordele wat mense kry, nê, want daar's baie goeie data oor dit, maar ek dink vir meeste mense is die lekkerste ding van die chirurgie is hoe dit jou kwaliteit van lewe beïnvloed en verbeter. Ons het pasiënte wat kom, dan kan hulle nie hulle skoenveter self vasmaak nie, of hulle was nog nooit op 'n vliegtuig waar hulle sonder 'n beltverlengingsstuk gesit het nie. Een van my gunsteling stories is 'n pasiënt wat van Egipte af teruggetravel het 'n jaar na haar chirurgie, en hulle wou haar nie by douane deurlaat nie, want sy het so anders gelyk as die foto op haar paspoort, so toe wil hulle haar nie in die land inlaat nie. So dit is regtig 'n lewensveranderende behandeling vir daai pasiënte. So hulle het 'n baie beter kwaliteit van lewe en hulle lewensverwagting verleng met 12 tot 15 jaar na die tyd. So dit is betekenisvol. Ja. Wat is van die risiko's wat met bariatriese chirurgie gekoppel word? So dis waarskynlik ook een van die ander groot idees wat mense het regtig idee dat bariatriese chirurgie gevaarlik is. Geen chirurgie is sonder risiko nie. Maar as jy regtig al die geraas rondom bariatriese chirurgie wegvat, dan is dit baie baie veilig. So jou kans om dood te gaan van chirurgie is omtrent dieselfde as vir 'n blinde darmoperasie of vir 'n galblaasoperasie. So jy weet die langtermyn ding wat mense moet verstaan van bariatriese chirurgie is as jy 1000 pasiënte met obesiteit net opvolg en as jy 'n ander groep van 1000 pasiënte opereer, dan gaan daai groep, selfs al gaan daar dalk een pasiënt dood en daai 1000 vir die operasie kry. Oor 20 jaar gaan baie meer van daai mense nog lewe die operasie gehad. En dit is hoekom ons die chirurgie doen. Dit is eintlik baie veilig. Vertel ons so 'n bietjie meer van die Obesity Community projek. Wat behels dit en wat het jou laat besluit om met so iets te begin? So kyk, ek's nou 'n rukkie lank besig met obesiteit. En wat ons in my praktyk agterkom is jaar na jaar is daar meer en meer pasiënte wat kom aanklop vir behandeling. Maar daar's meer en meer pasiënte wat uitval, wat dit nie kan bekostig nie. Dikwels is dit die grootste rede. So ons soek nou al lank 'n oplossing om te kyk of ons dit vir mense meer bekostigbaar kan maak. Ons veg nou al lank met die mediese fondse. Daar's maar baie probleme. So die Obesity Community Fund projek is 'n projek wat ons geloods het om te kyk of ons 'n verskil kan maak, om dit vir mense meer bekostigbaar te maak. En kyk, daar moet baie opleiding gebeur. Selfs in die staatssektor word daar nog heeltemal te min mense behandel. As jy na Suid-Afrika se syfers gaan kyk, daar's omtrent 20 miljoen mense wat leef met obesiteit. Ons het seker omtrent 8000 al behandel. So dis nie eers 'n druppel in die emmer nie. So daar moet verskriklik baie goed gebeur en die gedagte het eintlik ontstaan. Ek was een keer op pad terug. Ek was op 'n vlug van Kaapstad af en ek het my bagasie gekry in die lughawe en daar was 'n groot banner op van daai Smile Foundation. Wonderlike organisasie, maar met 'n foto van 'n kind met 'n gesplete verhemelte met die boodskap van skenk asseblief geld, hierdie kind het behandeling nodig. En toe het ek gedink, jy weet, as jy 'n foto daarop sit van 'n persoon wat leef met obesiteit en jy vra vir mense, skenk asseblief vir die persoon het behandeling nodig. Daar's soveel wanpersepsies oor obesiteit, niemand gaan geld gee nie. So die Obesity Community Fund is 'n projek waar ons hoop dat die mense wat self leef met obesiteit begin om betrokke te raak om mekaar te help. Want daar's 20 miljoen mense wat behandeling nodig het. So dit is eintlik maar waar dit vandaan kom.
Yeah, and some medical aids actually still consider this kind of surgery elective and not life-saving. Yeah, well, so there's a lot of data now that shows that it is life-saving, but we come from a background or a legacy where people thought that bariatric surgery was a cosmetic procedure. So for that reason, for a long time, many medical aids did not want to pay for it, and there still are. We regularly speak to medical aids to try and change those perceptions. And if you look at the long-term data, I mean, for somebody who lives with obesity, if you have 1 or 2 chronic diseases associated with obesity, you will get your money back within 2 years after, 2 to 3 years after the surgery. So it is expensive, but it is long-term very, very cost-effective. En waar kan ons meer inligting in die hande kry? So ons het 'n webtuiste vir die obesitycommunityfund.co.za en ons gaan 'n webinar hou op die 17de Junie waar mense kan registreer as hulle inligting wil hê oor daai projek. Regtig, dit was so insiggewend om jou nou vanoggend te kan ontmoet en bietjie meer oor hierdie chirurgie te praat wat regtig 'n verskil in mense se lewens maak en ook baie gedaan op die Obesity Community Fund. Dit is regtig iets wat baie mense gaan help, Dr. Tennis. Onthou maar vas. Onthou, hierdie onderhoud sal ook later vandag beskikbaar wees op ons YouTube kanaal. Net hierna gaan ons teater toe met die geselskap van Matilda Junior wat binnekort by die People's Theatre gaan begin. Luciano Zupa is hier, hy speel Mrs. Trunchbull en dan het ons ook vir Mrs. Wormwood hier en Matilda self. So maak seker jy bly ingeskakel, ons is net hierna terug met bietjie teater op Goeiemôre, Good Morning. Dankie.
You're watching Goeiemorgen, Good Morning. For the very first time, the People's Theatre in Johannesburg will be presenting Matilda the Musical Junior. And this is a multi-award-winning musical marvel based on the beloved book by Roald Dahl. We welcome cast members Pheo Entle-Pitso, who plays Matilda, Jordan Rogers, who plays Mrs. Wormwood, and Luciano Zupa, who plays the character we love to hate, Miss Agatha Trunchbull. Welcome to Goeiemorgen, Good Morning, all three of you. Thank you for having me. Goeiemorgen. Baie dankie. Matilda the Musical Junior, tell us what we can expect from the show. A lot of emotions. Yeah. Some a bit scary, a bit sad, but just a lot of fun. A lot of And I mean, the kids actually do most of the show. Yeah. So just experiencing that with all the children really giving their all is incredible to watch. Yeah. Jordan, you wanted to add something? Yeah, I think there's a good amount of spectacle for both the kids and the adults. I would also say that there's a lot of truth to the story itself, and I think both the adults and kids can relate to that. And yeah, it's just going to be a big ball. It's a big bash of a big ball show. of fun. Yeah. And you, Pheo, what can we expect when we now go and watch you? I think you can expect a lot of lessons. Yes. It teaches you read books. Yeah. And be yourself. And be yourself. So Matilda's a pretty big character to play. It's a big character to sing. You're on stage most of the time. Is this your first musical, or have you done musicals before? I've done 3 musicals. You've done 3 musicals. Is this your first leading role? Yes. So tell me about how that went. How did your audition go? Because I saw they put out an open call. It was all over social media. We are looking for our Matilda, and here you are. Yeah. So tell us how your audition process went and everything up to you now playing the role. My audition process went very well. Clearly. It was very exciting, and it was also fun. It wasn't like hard, but it was really hard to get the role because I had to work really hard. And here you are now. Luciano, I've seen you in so many People's Theatre productions, and I enjoy you so much. You play Miss Trunchbull, who is the character that we love to hate. I mean, she obviously makes all the stuff happen, a lot of the stuff. I won't give too much away, but if you know Matilda, you will know. You've played a few other characters also where the kids are quite scared of you. I've seen you do Ursula the Sea Witch. I've seen you do a number of characters that maybe aren't that like kid-friendly. How do you interact with the kids outside of the show? Well, a lot of the times after the shows, normally we go out and have photos with the kids. Yes. Some of them won't come near me. They'll rather go to like stand with Matilda, or they'll probably go to Miss Wormwood. And yeah, and then I try and sort of just lighten it and let them realize that that's not me. And yeah, I'm just a normal person, even though they do get a bit they will get a bit confused. Yes. Having a man playing a woman. Yes. And of course I'll get questions about, are you a man? I thought you were a woman. And things like that. That's when you know you've done your job really well. It's like, don't be scared. I'm just normal. I'm not Miss Trunchbull. And Jordan, for you as well, you're playing Mrs. Wormwood, who's Matilda's mom, who's not the greatest mom in the world. So that's also got to be difficult for you because you have to be mean to this little face all the time. Listen, they make it easy. No, I think we have a very good relationship off stage. There's a lot of playful banter that goes on, and so we're allowed to use that when we're working on the scenes. Yeah. And yeah, they're such good little actresses that I just get to do my job. I just get to show up and hate them. Pheo Entle, what was it like for you with the rehearsal process? Because surely you've got school and you've got other activities and all of that kind of thing. How did you manage to fit it all in? I had to like cut down some things. Yes. And also really focus into Matilda because it's like a very amazing experience. So I would like leave sometimes school early and like I would check
my calendar and see when I can go and when I need other people to stay in for me. Okay, so when the stand-ins need to be there and when you need to be there in person. Ooh, a calendar. How old are you? I'm 10. Wow. Okay. And then for you guys as the adult actors, what is the rehearsal process with all of these little people? Well, like normally in the mornings we'll do the scenes with just the adults as much as we can, and then normally the kids arrive in the afternoon, and then we start running from the top. All the way through. And I wanted to ask about the director. Tell us about the process that the director followed with you guys, because working with kids and animals, it's not that we say, stay away. But now, obviously, you've got someone at the helm of it who's guiding everything and making all the moving parts fit into one thing. Jill is quite patient. So Jill Gerard is our director. She's quite patient with the kids, and she's extremely patient with us. So in the mornings when we get to rehearse separately, we have a lot of time to just dive deep into the characters, and she teaches us more than we rehearse, I would say. It's a learning process, but when the kids come in, listen, they know the songs, they know their lines, they know their cardio. Yeah. Little absolute professionals. Thank you so much. We are still chatting to the cast of Matilda the Musical Junior, and we will be back with Luciano, Jordan, and Peo right after the break. So make sure you stay just where you are. You can find out where you can get tickets and where to go and watch the show. Stay tuned. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. 'n Goeie ontwerper verstaan wanneer minder meer is. Wanneer meer is en wanneer funksie vorm dikteer. Met meer as 30 jaar se ondervinding bied Kanay Interiors ontwerpplanne wat jou style en persoonlikheid weerspieël. Kanay Interiors bied allesomvattende ontwerpdienste vir kommersiële en residensiële projekte. Kontak Kanay Interiors vandag om jou drome te bewaarheid. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal, and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau. To live, innovate, and succeed. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Enkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Enkanda. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business.
We're still chatting to some of the cast members from Matilda the Musical Junior, which will be on very soon at the People's Theatre. Luciano Zupa plays Miss Trunchbull, and then Jordan Rogers plays Mrs. Wormwood, and Peo Entle Pizzo, who plays Matilda. So Matilda Junior is a little bit different musically from Matilda the Musical? Normally it's condensed from the full musical. The full musical's a lot longer. Yeah. Where we're normally down to about an hour and a half with an interval. And yeah, I think a lot of the times with the adult version, there's some stuff that the kids would get a bit bored with. And Or so they're scared. condensed. Yeah. So I have seen the movie Matilda. I've watched the musical, and I'm going to watch yours. Do you eat a lot of chocolate cake? Like Bruce Bogtrotter? No way. Is the cake real? It's like kind of It's a trick fake but real. Okay, it's kind of big but real. Do you like chocolate cake in real life? No. So thank goodness you don't have to stuff your face in that scene. You must relish doing that scene as an actor. Oh, I just stand and watch Bruce eating. Make sure he finishes it. What can we as an audience expect in terms of the choreography? Because that's a big thing, especially if you've seen the film. Like a big number like Revolting Children. Surely that's got to take a lot of hard work and planning and setting up and choreography lessons to get right. You look like you were agreeing with me here, so I'll start with you, Peo. Yeah, it's very hard, but it's very upbeat, and I think the audience would actually love all the choreography. It's very nice. Compared to other shows, it's like very upbeat, but also very hard. That's amazing. And for you, Jordan, seeing these little people just pick these things up and run with it, right? So during our breaks, in order to keep myself preoccupied and just also stimulate them, I'll have them teach me the choreography that they've been learning, because the adults are quite chilled in this musical. We don't have a lot of pieces, and even I struggle to pick up their choreography. But I will say the only other big number that we have is Mrs. Wormwood's number with her dance instructor. Oh, and that's sort of a cha-cha tango effort. Yeah, that's a lot going on there. There is a lot of magic that happens in Matilda. So I don't want you to give too much away, but how do you manage to get all of those elements in a space as small as what the People's Theatre is, with the kind of limited capacity, but still retaining that essence of the show? Yeah. Our set designer, Grant Knottenbelt, he also does the AVs for the show. So he'll figure out how to have throwing a child with the pigtails through the air. He'll create that to be projected onto the set. And then the lighting will help, like we'll be dimmed out and you'll see the projection. Stuff like that. Very cleverly done, I must say. He's very good at doing all of that. Peo, what's been your favorite part of the whole process of putting Matilda together? I think my favorite part is meeting new people and bonding with them. And also when we're doing the shows, because it's very fun to bring the show to life. Yeah. What's some of your favorite elements of the show, Jordan? Oh, my favorite element? I'd say all my scenes with Matilda, and like where the Wormwood household is on stage. I think it's a very funny dynamic to have play out, and the rehearsal process of that is really also cute. Luciano? I don't know if there's anything really nice about anything that I do. I'm normally yanking kids around and poking at them, but it's a lot of fun, and they know that it's not serious, so it is fun. Can we, I know it's very early in the morning, can we have a Miss Trunchbull line? Just one. Maggots. I get to call them all sorts of names. Children's theatre is, I mean, my husband and I are both kind of in the arts, and we think that it's so important for us to take our kids to the theatre starting really early. So People's Theatre was one of the first places we took them, actually. Why is it so important to instill that love of theatre in kids from a young age?
I'd say that I find that kids that are involved in theatre are just they're different. They see life in a different way, I think, to how kids that don't get to experience this kind of thing. And also, I mean, from our side, seeing how kids react to these shows is just the best thing. You can't wish for anything more. It's amazing. Beautiful. Jordan, when is the show going to be on and where can our viewers get tickets? So the show will be running from the 10th of June until the 27th of July, and you can get your tickets at www.webtickets.com. And then also, if you have any queries, you can email at info@peoplestheatre.co.za. Yeah. Ticket prices? Yeah, ticket price is $175. But if you're a Kids Club member, those are $140. And if you're accompanying a child who's a Kids Club member, it's $150. And then if you're a Kids Club member, if you come in your birthday month, you get us, we sing happy birthday and a little present and treat you very special, you know. That is amazing. Yeah. I cannot wait to see the show. Thank you very much, Peo, Luciano, and Jordan for coming to chat to us this morning on Goeiemorgen, Good Morning. You will see me there on your opening weekend. I can't wait. Baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel het op Goeiemorgen, Good Morning. Ons is môre om 6:00 weer terug regstreeks op Via om 6:00. Geniet die dag. Ons sien jou môre. Do you want to make an impactful change? Empower and uplift your community to better the lives of the less fortunate. Share your ideas and build healthy friendships in a community of like-minded individuals. My favorite thing about Roundtable is making a difference in others' lives. Actually building something for a community. The friendships that you've made, it will last you a lifetime. Join Roundtable Southern Africa at roundtable.co.za and make your impact today. AC/DC Express. Everything electrical.